geleid, deur genadige plan. Die wolken mag rol, die stormen mag slaan, maar ek onthou jou liefde, wat altyd bly staan. Water vandag, vir die goedheid wat bly. Ons gelei op na die sterk, vertrouwen die altyd, die beleid op die toekomst so mooi in sky van die draai na liefde, tot vir die kleinste, die is liefde vanaf die begin. Ons kyk terug na die glans, dra ons stil, toekomst blink helder sonder donkerte of skil. Met u aan ons sy, geen rede vertrou. U het ons gedra, u sal weer vastslaan. Dankbaar vir vandag, vir die goedheid wat bly. U het ons geleid, hou ons aan u sy. Ek vertrou op u al, die beleid ons sien. Die toekomst so mooi, geen skade, want u is God. Die stem blijft tevrede, soos 'n rivier, ons harte vind rus in u teenwoordigheid. Van die stille straal, tot die sterre se skyn. Ons sal sing van die liefde, vanaf nou tot in ewig. Dankbaar vir vandag, vir die goedheid wat bly. U het ons gelei, hou ons na die sy. Ek vertrou op u altyd, die verlede vol seën, die toekomst so mooi, geen skade. Want u is daar. Nou, maar, oor ons gaan begin, kom ons bid saam. Die by Hemelse Vader, ons sê baie dankie, waar ons nou die geleentheid het, waar ons in die middel van die week saam met u te kan aanbid, om u dankie te sê, dat u vir ons gedra tot vandag toe. Ons vra dat u asseblief die woorde wat ontvang, mag u woord weet, nie myne nie. En ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Okay, vandagste boodskap is oorwin jou vrees. Nou, ons lees uit Jesaja 41 vers 13, wat sê, want ek, die Here, jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. 365 keer in die
Bybel staan daar, moenie vrees nie. En dit een keer vir elke dag. So daar is 365 die woord wat sê, moenie vrees nie. So jy kan kyk in die Bybel waar vrees, jy kan elke dag dit daaruit leer. En dan, goed, sekere van al die emosie wat 'n mens kan beleef, is vrees die mense verwoesting. Vrees is druk van die duiwel, self wat in ons lewe wil inkom en ons wil frustreer. Vrees drein ons geloof en ondermyn ons vertrou in God. Vrees laat ons mooiste drome vaar. Dit plus die vlam van ons dryf weer uit en laat ons tevrede weer met 'n middelwaarde. God wil hê dat ons vrese moet oorwin. Hoe kan ons? Deur hom te vertrou. Nou wie kan op God vertrou? Praat. Julle kan op God vertrou. Die omstandighede was slap, watervloed of 'n bussie wat 14 kinders dood, moet hulle nog steeds op God vertrou? Vraag. Nou, 'n bekende skrywer het gesê, ons het niks te vrees vir die toekoms nie, behalwe dat ons sou vergeet hoe God ons in die verlede gelei het. Verstaan? Ons het niks om te vrees nie. Jy baba boere tot nou. Jy lewe 62, Tanya nou 62, wie die oudste. So Tanya 62, sy lewe nog, want God het haar gelei. So God het vir elke een, waar ek nou 5 en 5, God het my gelei en beskerm waar ek tot nou is. So God self te vir jou beskerm tot jou ouderdom. So niks om te vrees wat môre nie. So, ons almal het onvrese wat elke dag so 'n groot monte voor ons kom staan. Almal het vrees voor monte. Elke uitdaging hou sy vrees in. Maar ons moet besluit 'n keuse maak om ons vrees te oorwin en te verslaan. Nou, wanneer jy vrees, dan 'n oomblik stil en dink hoe God jou al gelei het. As hy jou tot hiertoe kon gebring het, sal hy sekerlik ook
enige iets wat voor lê kan hanteer. Besef die grootheid van God. Hy hou die wêreld in 'n palm van sy hand. Bestuur die heelal en het sy lewe vir elke een, vir my en jou, en die een tipe planeet, 'n punt aarde, en die oneindige heelal gegee. Dink jy iets is vir hom onmoontlik? Alles is onmoontlik vir jou van God. Romeine 8:31 sê: wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit wat in Romeine beloof. Ek weet nie wat môre sal bring nie, maar ek vrees nie, want God is reeds daar. Daarom kies ek om hom te vertrou en soek ek sy wysheid en leiding vir wat voor lê. Nou, wanneer vrees jou terughou om te oorwinning geloof lewe te lei, dat jy vrees en bekommer op hom sal werk. En in geloof God met alles. Elke plan, die kleinste manier van jou lewe en bo alle jou lewe sal vertrou. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of die owerhede of die magte of teenwoordig of toekomstige dinge of die hoogte of die diepte of enig ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Romeine 8:38 en 39. Binnekort, een van die dae, dit naby, gaan Jesus kom, en daar sal nie meer vrees of siekte of pyn of droefheid of ellendig of dood meer wees nie. 1 Korintiërs 15:5. Nou, my boodskap stop, maar 5:5. Nou, wie ons gaan môre nog onderhoud, maar
Bion het vrees, omdat hy het 2 jaar, 2 of 3 jaar sonder werk. 4 jaar. En hy geld, en Lilian moet alles sorg, pa moes som help. Maar nou hy moet môre gaan vir onderhou. Maar Bion moenie vrees nie, want as jy nie kan werk kry nie, moenie bang wees nie. God het plan vir jou. Verstaan? So almal het nie. Arad het ook nie werk nie. Waar hy nou bly, hy moet werk per bly plek. Maar kry nie salaris nie. Maar solank hy het werk om te kan bly. So almal het nie werk nie. Die lewe raag erg. En ons moet bly bid vir God. Moenie hoor. Jesus het vir ons gelei tot nou. En hy het beloof om ons ook te lei verder. Enige vraag? Lilian? Gister het ons gehuil voor 14 kinders dood in 'n busongeluk. So almal was so oulik, maar so pragtige kinders en ons het gehuil en was so seer gemaak. Ja. En nog vraag? Antoinette, ja. Besef die Bybel kan ons alles en baie in opwonde en nie altyd kan verstaan nie, maar dit beteken dat ons nie moet ondersteun en help mense wat nie Bybel verstaan nie, dat hulle kan verstaan en help. Ja. So net help vir mense wat het vrees, maar ons moet help, dat sy moenie van die Bybel beloof om ons te beskerm. Ja. Lilian? Ek is dankbaar dat ons in lewe amper 2 mense wat 3 so loop ons verby, maar hulle teruggekom. En 3 mense wat en hulle teruggekom en oor 3 motor wat verby steek en getaan en gesê ons weet nie wat om te doen om te lewe, om sê dankie dat ons gespaar is. Ja, Tanya. Wanneer vertel oor vrees, nie oor alles van die lewe nie. Sybrand praat oor vrees, onseker nie. Ons moet praat oor Romeine 8 vers 38 en 39. Sê, moenie vrees nie. Moenie bang, nie verwarring nie. Moet positief wees. As jy probleme het, gee dit vir die Here. As hy vrees, is die duiwel se. So jy het 'n gawe wat nie, ons praat nie van 'n motorongeluk of nee. Ons praat van sien mense, voorbeeld, my dogter bly in die Kaap. Ek het worry of goed of wat, maar 'n vrees nie. So bly positief en dat ons kan bid en alles bekommernis en vrees vir ons te gee.
Dit was sy noem. Okay, Lilian verstaan, Lilian verstaan. Tanya sê, verstaan julle wat Tanya sê? Tanya is donker, daarom sy praat daaroor die vrees wat al die God on God te vertrou en nie van soos Lilians van motorongeluk van roekeloos of nie. Dit gaan oor die vrees, werklikheid 'n vrees. So almal kan sien soos voorbeeld, ek sien so baie uitdaging in wat ons is vasstaan met voel soort voorbeeld, ek voel dat waantoe, ek weet nie waantoe ek gaan nie, en vra op die Here, help my, dat ek nie vrees oor dit nie, ek dink hoe hy my lei, dat ek rustig en kalm sal wees, dit sal goed, nie altyd goed nie, maar nie altyd sleg nie, maar hy doen, so dit waarvoor sy Tanya verduidelik het, oor dit wat 'n vrees is. Okay. Tanya, dankie Tanya. Okay, Tanya gaan nou praat nog een. Ja. As ons voel ek ook vasloop wat ek maak, ek moet vorentoe, ek moenie vrees wat God vasloop nie, ek moet lei dat hy my kan, ek voel vat nie, maar ek moet vertrou dat ek die regte deur sal oopmaak. Ja. Okay, Tanya, right? Okay. Sien, ek opgewonde, ek vrees, ek moet gooi, ek het vrees, maar ek ken nie die mense en moet trek en al dit wat negatief is. Negatief laat ons so, want ons kan leven aangaan, maar ek het huis en ek het nie, maar nou het nie vrees nie, het vol vertroue in God, dit is skielik ont het 'n blyplek, so kos, waar gaan kos, nou deur wie, God, want al die vol vertroue, geen vrees nie, dat God beyond môre vir onderhou, vrees moenie vrees nie, selfs my seun het ook wortel, so jy het ook positief, as jy nie goed gaan nie, hoekom God het 'n plan, so jy moet goed gaan, dan sê God het klaar besluit, so dit moenie vrees nie. Okay, wat verlede is verby en alles is verby, maar nuwe konsentreer wat jou lewe, Jesus wat jou wys, moenie vrees nie, moenie bekomme weet jy, moenie negatiewe ding nie, alles soos selfoon is geval. 1 Korintiërs daar 15 vers 5. Die boek was geskryf 1 Korintiërs 15 vers 55 was sê alle doen vir julle wat julle wil van geboorte wat ons nie weet nie, dat ons Baba en al het vir ons geformeer met al ons probleme groot geword
en ons begin oopmaak en dinge raak sien, maar ons sien nie probleme, maar dit lang terug. Nou alles soos die duiwel wil het 'n geskenkie vir ons gee, maar nou jy gebruik dit vir vrees, twyfel, bekommerd, moenie geskenk wat die duiwel vir jou gee, gooi dit weg. En alles wat ons Bybel het, ek neem die Bybel nie, moet Bybel en vertrou op God wat jou bekommernis, vrees, sal gee vir hom. Dankie. Okay. Almal reg? Goed. Okay, kom ons sluit af met 'n gebed. Ondierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike liefde, vir u wonderlike genade. Mag Here saam met ons wees, mag u ons lei vir die week wat nog voor lê, tot ons weer die Sabbat by mekaar kan kom. Ons vra dat u ons sal lei en bewaar, dat ons geen vrees nie. En Vader, dat asseblief die gees van vrees uit my lewe en by my lewe volkome aan u. Rig my weer en lei my voetstappe na die oorwinning en seksie. Ek en ons vertrou u oorwinning en voorsiening vir my en vir jou. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen en dankie. Ja, net stop